Goeiedag julle. Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Wat 'n groot voorreg het ons nie, om weer saam tyd te kan spandeer uit die woord nie. Vandag lees ons saam uit Johannes 6 vanaf vers 60 tot 71. Nou in die vorige gedeelte het Jesus gepraat oor homself as die brood van die lewe. En hy het gesê dat mense hom moet eet en drink, 'n beeld van totale oorgawe aan hom. Nou hierdie woorde was nie moeilik om te verstaan nie, maar moeilik om te aanvaar. Ons lees in vers 60 dat die mense gesê het, dit is 'n harde woord. Wie kan daarna luister? Jy sien, die probleem was nie dat hulle dit nie verstaan het nie, maar hulle was nie bereid om dit te doen nie. Dit was nie wat hulle as volgeling van Jesus in gedagte gehad het nie. Hulle wou 'n Jesus hê wat brood gee, siekes genees en wonderwerke doen, maar nie een wat volle oorgawe oor hulle harte eis nie. Hulle wou 'n Messias hê wat hulle omstandighede verbeter, nie noodwendig hulle lewens verander nie. En ek dink dis presies wat baie mense vandag ook mee worstel. Hulle wil 'n Jesus hê wat seën, wat 'n mens help, beskerm en voorsien, maar nie altyd 'n Jesus wat harte toets en mens uit mense gemaksone haal en sê, volg my, al verstaan jy nie alles nie. In vers 61 vra Jesus aan hulle, en ook aan ons vandag 'n baie belangrike vraag. As hy vra, laat hierdie woord julle struikel? Nou met ander woorde, gaan jy wegstap net omdat my woorde jou uitdaag? Gaan jy my net volg wanneer dit sin maak? Of gaan jy my net vertrou as ek die toekoms mooi alles vir jou uitlê en verduidelik? Of gaan jy my net dien as ek doen wat jy verwag? Jy sien, Jesus het nie sy woorde versag om mense gelukkig te hou nie. Hy het nie die waarheid afgewater om die skare te behou nie. Jesus het waarheid bo gewildheid gekies, want hy weet, slegs die gees maak lewendig. Die vlees beteken niks. Ons sien verder in hierdie gedeelte hoe daar dan twee groepe mense ontstaan. Die wat wegstap wanneer dit te moeilik, te radikaal of ongemaklik raak. En dan die groep wat bly, selfs wanneer hulle nie verstaan nie, maar hulle vertrou. Johannes sê in vers 66, van toe af het baie teruggegaan en hom nie meer gevolg nie. Hoe hartseer is dit nie? Hulle het Jesus geken, sy woorde gehoor, sy wonderwerke gesien, maar nooit werklik aan hom behoort nie. Hulle was naby Jesus, maar hulle harte was nooit aan Jesus verbind nie. Hulle kon na hom luister, maar kon hom nie volg nie. In vers 67 draai Jesus dan na sy 12 disippels en vra dan aan hulle, wil julle nie ook miskien weggaan nie? En dan lees ons van een van die mooiste geloofsverklarings in die hele Bybel, uit die mond van Petrus, waar hy sê, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe, en ons het geglo en weet dat u die Christus is, die Seun van die lewende God. Hier sê Petrus eintlik, Here, ek verstaan nie alles nie, maar ek vertrou u. Ek hou nie altyd van wat u sê nie, maar ek glo u. En Here, ek het nie al die antwoorde nie, maar ek weet, u is die antwoord. Nou vandag moet ek en jy 'n bietjie hierdie woord van vandag oordink en vir onsself die vraag afvra. Wanneer God se woord my uitdaag, kies ek dan gehoorsaamheid bo gemak? Vertrou ek met my hele hart ten volle op Jesus? Want sien, geloof is nie om alles te weet nie. Dit is om hom te ken. Om te sê, Here, ek verstaan nie hoe u gaan deurkom nie, maar ek weet, u is my uitkoms. Petrus sê dit so mooi wanneer hy sê, Here, na wie toe sal ek gaan? Want sien, die enigste ware pad is Jesus. Waar anders gaan ons vrede, doel, hoop en die ewige lewe kry? Nie in geld, sukses, mense of selfs godsdiens nie, maar net in hom.
Daar is definitief in elke een van ons se lewe 'n tyd waar Jesus se woorde vir ons hart gevoel het, waar mens eintlik so 'n rukking in jou hart kry en waar dit partykeer soms moeilik is om daardie woord te aanvaar. Maar dit is juist daardie woorde wat lewe gee. Want Jesus sê in vers 63, die woorde wat ek met julle spreek, is gees en is lewe. Mag elke een van ons se gebed wees. Here, ek wil nie 'n volgeling wees wat wegstap wanneer dit moeilik raak nie. Ek wil nie 'n disipel in naam wees nie, maar in waarheid. Ek wil nie net u seëninge hê nie, ek wil u hê, want u alleen het die woorde van die ewige lewe. Julle moet 'n mooi en geseënde dag verder hê. Totsiens.